Natuurwetenskappe, kwartaal 2, jaar 4, datum van die toets, 30ste Mei. Materie en materiale, sure, basisse en neutrale stowwe, die proef van stowwe. Ons tong kan 4 geure waarneem, hoofsaaklik soet, suur, sout en bitter. Die smake kombineer om die verskillende geure van ons kos op te maak. Ons smaaksintuig beskerm ons daarteen om voedsel te eet wat skadelik is en stimuleer ons om voedsel te eet wat voedsaam en energieryk is. Net soos ons uitsoek wat lekker smaak, is ons liggame geprogrammeer om sterk, bitter, suur smake te vermy. Dit help ons om te beskerm teen gifstowwe dikwels 'n sterk bitter smaak het. Bitter is ook die basiese smaak waarvoor ons tong die sensitiefste is. Eienskappe van sure, basisse en neutrale stowwe. Sure, alle sure het 'n suur smaak. Alle sure is nie veilig om te proe nie. Sommige sure is baie gevaarlik en moet versigtig hanteer word. Hierdie sure is korrosief, dit kan ernstige brandwonde op jou vel veroorsaak. Wetenskaplikes dra altyd beskermende klere wanneer hulle hierdie sure hanteer. Dit sal baie gevaarlik wees om hulle te proe. Hierdie sure word meestal in laboratoriums en sekere industriële prosesse aangetref en gebruik. Ons sal na hulle verwys as laboratoriumsure. Mieresuur is 'n gif wat deur miere geproduseer word en ook as 'n insekmiddel aangewend word. Natuurlike en huishoudelike sure. Nie alle sure is gevaarlik nie. Sommige sure is in die kos wat ons eet, so dit is nie gevaarlik nie. Sommige is selfs noodsaaklik vir ons gesondheid en welsyn. Een so suur is ascorbensuur of Vitamiin C. Vitamiin C help ons immuunstelsel. Sure wat ons in kos vind word natuurlike sure genoem. Baie van hierdie natuurlike sure word in die kombuis aangetref. Hulle word ook soms huishoudelike sure genoem. Een baie bekende huishoudelike suur is asynsuur. Asyn is 'n mengsel van 'n klein hoeveelheid asynsuur wat in water opgelos word. Primaarsuur is 'n natuurlike suur wat by kos gevoeg word, soos by suurlekkers. Basisse kan sure neutraliseer en omgekeer. Die basisse en sure het chemiese eienskappe wat die teenoorgestelde van mekaar is. Ons kan aan basisse dink as die chemiese teenoorgestelde van sure. Soos met sure is daar basisse wat uiters gevaarlik is. 'n Sterk basisse reageer korrosief met ander materiale en kan jou vel brand. Hulle moet versigtig hanteer word en altyd terwyl toepaslike beskermende klere gebruik word, soos laboratoriumjasse, handskoene en veiligheidsbril. Ander basisse is matig genoeg om as skoonmaakmiddels in en om die huis gebruik te word. Dit beteken nie dat hulle heeltemal onskadelik is nie. Dit beteken net dat hulle met ander stowwe gemeng is, sodat hulle nie so korrosief is nie. Dieselfde gevaarsimbool wat gebruik word om mense te waarsku teen gevare van sure word ook gebruik vir die basisse. Dit beteken, jy moenie aan die inhoud van die bottel raak nie, dis korrosief. Eienskappe van sure en basisse. Eienskappe van sure smaak suur, dit gelei elektrisiteit, is korrosief, dit breek stowwe af. Baie sure kan jou vel brand en materiale soos tekstiele en papier korrodeer. Sommige sure reageer sterk met metale. Die sure kleur blou, lakmuspapier rooi en sure voel grof wanneer dit in water opgelos is. Eienskappe van basisse of alkalis. Basisse voel glibberig of seeperig in water. Basisse smaak bitter, dit is korrosief en kan materiale beskadig. Basisse kan elektrisiteit gelei, byvoorbeeld alkalisiese batterye. Basisse reageer nie met metale nie en basisse kleur rooi, lakmuspapier blou. Die pH-skaal. Hier is 'n voorbeeld van 'n pH-skaal. 7 is die neutrale punt. Op die diagram toon dit hoe suur of alkalisiese stof is. Basisse of alkalisiese produkte is regs van die 7 af tot by 14, met 14 die sterkste basisse. En aan die linkerkant is die sure van 7 tot 0 en by 0 is die sterkste sure. Op die diagram is daar voorbeelde van basisse wat ons daagliks kan gebruik. Bloedplasma is byvoorbeeld aan die basiskant, want dit is net bokant 7, terwyl melk net onderkant 7 val en dis aan die sure se kant val. Daar is 3 klasse stowwe waarmee ons hier werk, sure, basisse en neutrale stowwe.
Suurbasisaanwysers of indikators. Ons kan nie sê of 'n stof suur of basies of neutraal is deur net daarna te kyk nie, en ons weet dat sure suur smaak, maar ons het ook geleer dat ons nie aan chemikalie moet proe nie. Sure en basisse kan die kleur van sommige stowwe verander, en deur hulle kleur te verander wys die stowwe dat hulle met 'n suur of 'n basis gereageer het. Daarom noem ons hulle suurbasis indikators of aanwysers. Die bekendste suurbasis indikator is 'n stof genaamd lakmoes. Lakmoesoplossing word in papier geweek, die papier word gedroog en in stroke gesny, wat ons dan lakmoespapier noem. Lakmoespapier is beskikbaar in 2 kleure, blou en rooi. Dit verander nie van kleur in die teenwoordigheid van 'n neutrale stof nie, maar reageer met sure en basis op die volgende wyse. Lakmoes is rooi in die teenwoordigheid van 'n suur en blou in die teenwoordigheid van 'n basis. Neutrale stowwe. Wanneer 'n suur en 'n basis gemeng word in die regte hoeveelhede, sal hulle mekaar neutraliseer. Dit beteken dat hulle saam verander in iets wat nie 'n suur of 'n basis is nie. Die suur verloor sy eienskappe sowel as die basis. Die nuwe stowwe uit die 2 stowwe vorm sal nie 'n suur of 'n basis wees nie, en dit noem dit 'n neutrale stof. Sommige neutrale stowwe word gevorm wanneer 'n suur met 'n basis gemeng word en 'n neutraliseringsreaksie plaasvind. Ander stowwe is neutraal om mee te begin, dis nie die produk van 'n neutraliseringsreaksie nie. Die neutrale stowwe wat die bekendste is water, tafelsout, 'n suikeroplossing en kookolie. Volgende deel van die werk is oor skoon water. Skoon water is veilig om te drink, dit bevat geen skadelike chemikalieë, bakterieë, virusse of ander besoedeling nie. As water onveilig is om in te neem, is dit ook onveilig om in te was of te swem. Ons het skoon water nodig, omdat ons liggaam elke dag water verloor deur die afvalstowwe wat dit produseer. Die water wat ons drink moet skoon wees om te voorkom dat ons siek word of vergiftig word. Plante en diere het ook skoon water nodig, sodat hulle kan groei en gesond kan wees. Ons het gesonde plante en diere in ons omgewing nodig, omdat hulle ekologiese balans en kos bied. Water word ook in die pret gebruik. Watersport is 'n baie gewilde ontspanningsaktiwiteit en sluit dinge in soos swem, brandeplank, ry en waterski. Ons wil skoon water in ons see en mere hê, sodat ons daarin kan swem sonder om siek te word. Hoe water skoon gemaak word? Wanneer ons water suiwer, moet al die besoedelende deeltjies, kontaminasie, van die water geskei word. Die vuil of modderige water is 'n mengsel van sand en water en moontlik ander kontaminante. Water word deur munisipaliteite skoon gemaak. Die water wat uit 'n kraan uitkom, kom waarskynlik van 'n dam of 'n rivier af, en dit kan selfs afvalwater wees wat deur 'n gemeenskap of 'n fabriek gebruik was. Die skoonmaakproses van die water word watersuiwering genoem, en die plek waar dit gebeur word 'n watersuiweringsaanleg genoem. Daar is 5 stappe wat plaasvind in die behandeling van water, en die prosesse wat algemeen gebruik word is sifting, sedimentasie of uitsakking, deurligting, filtrering en ontsmetting. Wanneer ons die water suiwer, moet ons die besoedelende deeltjies van die water verwyder. Die skoon water is vars met geen besoedeling daarin nie en is veilig om te drink, te gebruik vir kook en bad. Ons kan water in ten minste 10 minute lank kook om al die bakterieë en virusse daarin dood te maak. Waterdamp kan ook vir suiwer water gedistilleer word. Dit sal voorkom dat bakterieë jou siek maak. Water kan ook gefiltreer word om enige onsuiverhede te verwyder, maar dit moet ook ontsmet word voordat dit gebruik word. As mense water drink van die rand van 'n dam of 'n rivier wat nie skoon is nie, is die gevare waaraan hulle blootgestel kan word. Hulle kan besmet word deur bakterieë en virusse wat siektes soos kolera kan veroorsaak, parasiete soos Bilharzia. Mense kan siek word en sterf van gifstowwe en chemikalieë in die water. Dit kan diarree veroorsaak en die water kan ook voedsel en besoedel en diere doodmaak. Die natuurlike watersiklus, hierdie is 'n voorbeeld van die natuurlike watersiklus wat in verskillende stappe plaasvind. Die eerste stap is verdamping. Die son se hitte veroorsaak dat water in die see, strome, mere en riviere verdamp en opstyg in die lug. Hoërop, waar die lug koeler is, kondenseer die waterdamp in miljoene klein druppeltjies wat wolke vorm. Wanneer die waterdruppels in die wolke groter word, val van die water as reën. In ander wolke wat baie hoog is en regtig koud is, vries die waterdamp en dit vorm sneeu en haal. Die sneeu en haal val op die grond en smelt dan weer.
Water vorm afloop wat in die riviere afloop en terugloop na die see toe en hierdie water sal weer verdamp in die watersiklus in te kom. Van die water suig in die grond in na die ondergrondse watertafels. Redes waarom vleilande so belangrik is. Vleilande is soos reuse sponse wat water opsuig en stoor. Vleilande vertraag vloedwaters is natuurlike filtrasiesisteme wat water suiwer en is belangrike habitatte vir plante, voëls en ander diere. Die laaste deel van die werk gaan oor die verwering van materie. Die definisie daarvan is verwering is die afbreek van biologiese materiaal en kunsmatige materiaal in kleiner deeltjies of om dit chemies te verander deur kontak met die aarde se atmosfeer, water en biologiese organismes. Daar is 2 tipes verwering, chemies en meganies. Die hoofoorsake van verwering is tyd, vog, wind, temperatuur. So dit is alles goed wat bydra daartoe dat hout, metaal en plastiek verbeur en verval. So as gevolg van tyd, ouderdom, word dit bros en dit breek in stukkies. Vog kan veroorsaak dat hout byvoorbeeld vrot word, dit word sag en dit verkleur en dan val dit uitmekaar uit. Wind kan die hout uitdroog en bros maak sodat dit ook breek. En temperatuur, as gevolg van hitte en koue, wat dit uitset en inkrimp, sal dit kraak en buig en dan ook in stukkies breek. By metale vind daar 'n oksidasieproses plaas, wat 'n chemiese proses is. Die yster reageer met suurstof in die lug en in die water. Die metaal word rooibruin en grof en skilfer af en dan sal dit naderhand in stukke breek en verval. Plastiek word ook deur tyd, hitte en temperatuur verander en dan sal dit ook in stukkies breek en verval. Metodes om dit te verhoed. Mens kan die lewensduur van materiale verleng deur dit te verf, vernis, olie, elektroplatering of galvanisering daartoe te pas en politoer daarop te smeer. Dit sal die oppervlakte seël en dit sal ook keer dat chemikalieë die stof kan affekteer. Byvoorbeeld dat roes nie plaasvind nie en dit beskerm die oppervlak teen wrywing en dat die oppervlak dan langer sal hou en nie geaffekteer word deur nattigheid, chemikalieë of enige sulke dinge nie. Lekker skryf.